prioritiseer sosiale verbindings om juis welstand te bevorder. Want sommige tye moet 'n mens net iets doen vir jou welstand, al voel jy nie regtig gelus nie. Jy moet jouself selfs aanpraat om iets te doen. En die gedagte is nie dat jy ekstrovert moet word of wees nie, maar jou menswees is so ontwerp, almal sin is so ontwerp. Ons floreer wanneer ons sosiaal verbind. In 'n wêreld waar virtuele vergaderings, kitsboodskappe, oppervlakkige interaksies die norm geraak het, voel mense meer geïsoleerd as ooit. En tog wys positiewe sielkunde dat betekenisvolle sosiale verbindings een van die sterkste aanduidings is van welstand, van veerkrag en selfs fisieke gesondheid. Diener en Seligman het hulle navorsing gewys dat mense met sterk ondersteunende verhoudings nie net gelukkiger is nie, hulle is ook gesonder. Hulle herstel beter na uitdagings. So sosiale verbindings vir ons welstand is 'n noodsaaklike deel van ons fisieke en ons geestelike harmonie. Wanneer Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 58, dan sê hy die woorde: "Daarom wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie." En hy doen dit aan die einde van die hoofstuk waar die opstanding van Jesus Christus en die hoop in 'n nuwe lewe verduidelik word. So sy opstandingsstryd en sy oproep om dit aan te moedig vir mense is nie 'n individuele stryd of 'n individuele poging nie. Dis 'n gemeenskaplike uitnodiging. Die werk van die Here, soos hy dit noem, gebeur nooit in isolasie nie. Die vroeë kerk het saam gebid, hulle het saam geëet, hulle het saam gedien, hulle het saam gehuil en saam gejuig. Hulle het geweet, jy volhard nie alleen nie. Wanneer jy vandag sosiale verbindings prioritiseer, soos om 'n vriend te bel, of dalk saam met iemand te gaan stap, of 'n ete te deel, of 'n opregte gesprek te begin, dan is dit baie meer as net gesellig wees. Jy vorm jou geestelike en jou fisieke welstand. Jy versterk jou immuunstelsel, jy verminder jou stres. Jy herinner jou innerlike dat jy nie alleen dra nie. Jy leef die liefde en die behoort aan van Jesus Christus uit. Selfs al voel jy nie lus nie, neem net hierdie eerste stap. Leef geïnspireerd.